So spreek die Here, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 18. Psalm 18, ons sing daar die 1ste en die 11de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 64 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers, gesang 64. Ons gaan eers luister na die wet van die Here, soos dit vir ons daar in Eksodus 20 opgeteken staan. As ons in een woord hierdie wet kan saamvat, dan is dit liefde. Liefde vir God in die eerste plek, die belangrikste, ook liefde vir ons naaste. Kom ons luister, wat vra die Here van ons? Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Skrifte is Johannes 3 vers 16, so bekend. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie wonderlike waarheid, kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Johannes 21. Johannes 21, ons gaan daar van vers 1 tot en met vers 25 lees.
Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, alwyse, alwetende God. Dankie Here dat U deur die Gees vir ons ook hierheen bring. Sodat ons ook hier kan saamkom as 'n gemeente in die gemeenskap van gelowiges. Wat 'n wonderlike voorreg. U ons hemelse Vader wat ons versorg. Na liggaam, na siel. En so kom ons Here saam as 'n gemeente om werklik te luister na U woord. Om saam U te kom aanbid, U te kom loof en prys. Ja Here, daar is soveel dankbaarheid in ons harte. En daarom wil ons al die eer en die lof aan U bring. U die almagtige God, wat kan doen ver bo ons denke. U Here wat almagtig is en kan doen ver bo wat ons bid. U weet wat gans hoër is as ons, ver, nie eens te vergelyk nie. U gedagtes. En daarom Here, kom buig ons voor U so in diepe afhanklikheid, so in ons nietigheid. So in die wete ons is elendig en behoeftig en sonder U kan ons nie hierdie lewenspad stap. Maar Here, hoe wonderlik U wat vir ons ook hier by 'n rusplek bring. Hier in die kerk, hier by die erediens. Hier waar U ons weer wil voed met die brood van die ewige lewe. Dankie daarvoor. Ons dra elkeen aan U op, elkeen wat vanmôre hier is en U ken elkeen by die naam in die hart. Niks is vir U verborge nie. Ja Here, en U weet, elkeen uniek, anders. U ken ons behoeftes. U weet van ons hartseer, U weet van ons nood. U weet van ons vreugde. En alles kan ons maar net sê, dankie Here, dankie vir U genade. U genade is so groot, dat ons ou verstandjies nie eers daarby kan uitkom. Ons bid Here, wees hier by ons, by elkeen. Open ons ore, ons harte, sodat ons ook kan hoor wat U vanmôre van ons deur die Gees wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, uit die woord van God hier in Johannes 21 en ons lees. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim en in daardie nag het hulle niks gevang. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here.
En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met visse geskep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n kool vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wy. En hy vra hom weer vir die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan, waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees. En dit het hy gesê, om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daardie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het. En ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Natuurlik word hier in die laaste plek van Johannes gepraat. Sy sê die een wat hom liefgehad het, wie Jesus liefgehad het, en praat natuurlik van Johannes. Maar ons maar net verwys voor ons verder gaan daar vers 18, as hy praat van, jy sal rondgeneem word soos jy ouer word, rondgeneem word waar jy eintlik nie wil wees nie. Baie keer as ek so besoek doen en ek kom by die ouer mense, dan sê hulle nogal, dan verwys hulle na hierdie vers, dan sê hulle, ons is nou daar, ons moet nou maar gaan, ander moet ons help, ne, gord, ensovoorts. As men dalk nou na 'n ouer huis toe, waar ook al, daar waar 'n mens nie regtig wil wees nie, jy wil maar by jou eie tuis te wees, maar net so ietsie daar. Ons gaan vanmôre die klem lê daar op die gedagte waar Jesus sê, of vir Petrus dan vra, het jy my lief?
vers 15. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier. Dan weer vers 16. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief. Dan 17 weer, Simon, seun van Jona, het jy my lief. My broer en suster, hier natuurlik die 7de verskyning van Jesus Christus, 7de verskyning bedoelende tussen sy opstanding en hemelvaart. Die 3de verskyning, soos ons ook hier lees, aan die disippels. Nie almal daar nie, 7 van sy disippels, daar waar hy aan verskyn. En nou kan ons aanneem, daar het sekerlik 'n hele tyd verloop tussen Christus se vorige verskyning aan hulle. En dit het gemaak dat hulle moontlik gewonder het, wat het nou van Jesus geword? Maar ook gewonder, wat staan ons nou te doen? Wat moet ons nou verder doen? En 'n mens kan maar net jou voorstel, hulle wat so gewoond was, hierdie afgelope 3,5 jaar, het hulle saam met Jesus gewandel en gewerk. Wat nou sonder hom? Dis juis hy wat die inisiatief geneem het. Dis hy, Jesus Christus, wat die hooffiguur was hier tussen hulle, in hulle midde gewees het. En alles het eintlik om Jesus Christus gedraai. Hy's die een wat juis hulle geroep het om hulle gewone werk maar te los en vissers te word. Daar Matteus 4 vers 19, daar waar Jesus duidelik vir hulle geroep het en gesê het, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En nou kan 'n mens maar net dink, as jy nou so in afwagting is en wonder, dat hulle maar bietjie onseker was op hierdie stadium. En 'n Petrus wat voel, maar hy kan nou nie meer langer hier rond sit nie. Hy kan nie maar hier sit en bly wonder nie. En hy besluit, ek gaan doen wat ek vroeër ook gedoen het, my ou beroep, ek gaan visvang. Hy sê dit baie duidelik daar in vers 3, en dan die ander, wat natuurlik dink, maar ja, dis 'n goeie gedagte, en hulle sê ook daar, ons gaan ook saam met jou. Want hulle besef ook, ons moet aangaan, ons moet kos kry, ons kan nie maar net hier sit nie. Maar om dit te gaan doen, moes hulle terugkeer, moes hulle teruggaan daar, na die see van Tiberias, ook genoem natuurlik die meer van Galilea. Hulle moes teruggaan daar waar Jesus hulle geroep het om vissers van mense te word. En daarom sien ek dit as so herinneringsreis, so herinneringstog, waar baie dinge so uit die verlede sekerlik opgediep word. Hulle begin weer, dink maar aan daardie gedagtes wat deur hulle gaan, hulle begin daar waar hulle geroep is 3,5 jaar gelede. So met die skytjie daar naby die strand sien hulle met eens daar's 'n vreemdeling op die strand. En dan op Jesus se vraag of hulle iets te eet het, of hulle iets gevang het, kan ons duidelik agterkom, kom daai antwoord baie kort af. Botweg. Nee. My broer en suster, dis maar hoe teleurgestelde en 'n moe visserman antwoord as hy niks vis vang nie. Maar hierdie vreemdeling, natuurlik weet ons, dis Jesus Christus. Hy gee dan dadelik die opdrag om die net aan die regterkant van die skuit in te gooi. En dan sien ons, hulle vang so baie vis daar, hierdie net is so vol dat hulle hom byna nie kan optrek nie, 153 in getal. Dit wil skeur.
En dit moes ook 'n herinnering by hulle opgebring het van vorige geleenthede van 'n spesifieke een, veral vir Johannes. En hy dink aan daardie keer toe hulle ook niks vis gevang het nie, moedeloos was, en Jesus ook daar in Lukas 5 hulle die opdrag gegee het om die net aan die diepwaters te gaan ingooi, weer teruggaan en daar te gaan visvang. En toe het hulle so baie vis gevang, soveel so, dat hulle 'n ander skuit nader geroep het om ook daarin vis te gooi, en dat die twee skuite wou sink. Maar hierdie gedagte, hierdie herinnering, laat Johannes met eens uitroep, daar in vers 7, dit is die Here. En dan natuurlik 'n Petrus, wat nie op hom wag nie, en hals oor kop maar oorboord gaan, sy boekleed aantrek, en dan werp hy homself in die see. Ek het vir u gesê, dit gaan baie oor herinnering. Toe hy daar so in die see spring, dan moes hy sekerlik gedink het in die keer met die groot storm, toe Jesus hom uitgenooi het om daar na hom toe te kom en op die water te loop, Johannes 6. Moes hy sekerlik, my broer en suster, gedink het, hoe hy gewonder het en getwyfel het, so 'n klein geloof, en toe hy gesink het, en wonderlik gedink het hoe Jesus Christus uitgereik het, hom gegryp het, hom gered het. Hierdie Jesus is daar op die strand besig om 'n broodjie te bak daar op 'n koolvuur en vis te braai. Daar op die kole. En nou nooi hy hierdie disippels uit om ook van hulle vis te bring om daar te braai. My broer en suster, en ook interessant hierdie woordjie koolvuur wat hier gebruik word. Dit word net daar in Johannes 18 gebruik. Daar waar Petrus voor die gevangenneming van Jesus Christus daar by die binnenhof van die hoofpriester Kajafas ook by daar die koolvuur gestaan het om hom warm te hou. Sien nie wat gebeur, en dadelik dink Petrus terug, en dit vreet sekerlik aan hom aan daardie keer toe hy Jesus 3 maal verloon het. Duidelik, my broer en suster, wil Jesus Christus vir Petrus daaraan op 'n manier herinner. Maar wat ons hier lees, Jesus Christus kom nie en hy verwyd Petrus nie. Hy kom nie met allerhande vrae aan hom nie. Hy blameer hom nie. En dan weet ons herinnering aan gebeure, om dit baie keer op te diep, om dan daaroor te praat. Dit help ons dikwels om daaroor te kom. Hoe wonderlik hier om te sien hoe Jesus hierdie disippels verwelkom met soveel liefde en soveel deernis. Jesus Christus wat wag op hierdie hongermoe vissermanne met 'n heerlike warm ete. En 'n mens kan maar net dink wat dit vir hulle beteken het. My broer en suster, dis met hierdie selfde liefde en deernis wat Jesus nog steeds by my en jou is en ons versorg. Ons vergeet dit dikwels. Onthou dit maar. Onthou dit in goeie tye, maar veral ook in die swaar tye. Jesus Christus is daar. Verder as ons dink aan die herinnering hier, as Jesus Christus vir hulle brood gee, dan moes hulle sekerlik ook gedink het hierdie disippels aan daardie keer voor die nagmaal, voor die kruisiging, waar Jesus Christus die nagmaal ingestel het en die brood uitgedeel het. Herinnering op herinnering. En hoe wonderlik hulle weet, dis Jesus Christus. Sonder twyfel, dis hy. My broer en suster, dis nie waar dit eindig nie. Jesus Christus wat ook wel sekerheid kry daar by Petrus. Met die doel om iets groters hier
in die hart van Petrus teweeg te bring. Jy sien, hy spreek hom ook aan as Simon, seun van Jona. Dus hy daar Simon ontmoet het aan die begin, Petrus se ou naam, toe hy die pad van Jesus Christus gekruis het. Maar 3 maal Petrus, wat Jesus verloon het, daar by die koolvuur. En 3 keer wil Jesus Christus nou by Petrus hoor, by hierdie koolvuur waar hy die ete voorberei, daar op die strand. Hy wil by hom weet, het jy my waarlik lief? Het hy hom so lief, dat hy bereid is om sy lewe af te lê? My broer en suster, al hierdie gedagtes, 'n herinnering toe Petrus baie grootmoedig, 'n vorige keer daar voor die kruisiging van Jesus Christus, het hy gesê, braaf gesê, almal sal U verlaat, maar nie ek nie. Sy woorde daar spesifiek, al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloon nie. Maar so het al die disippels gesê. Ons weet hulle daar die toets, Petrus, ook die ander het hier die toets gedop. En nou kom Jesus Christus en hy gebruik die Griekse woord vir die hoogste vorm van die liefde, die akapao. En dan vra hy vir hom, met hierdie agape liefde, hy vra, Simon, seun van Jona, het hy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Natuurlik, my broer en suster, kan ons liefde nooit gelykstel, maar die liefde wat die Here vir elkeen van ons het nie, ons liefde is maar op die beste wederliefde. Maar die wonderlike, na Petrus se struikeling, kom antwoord hy met 'n Griekse woord vir liefde, phileo. 'n meer gewone liefde, liefde wat man en vrou van mekaar het, 'n broederliefde. En dan sê hy, ja, Here, U weet dat ek U lief het. Sien jy wat gebeur het? 'n Petrus, wat nie meer so voor op die waas, met daardie spesiale verhewe liefde, waarmee hy aan bo die ander probeer verhef het nie. En nog 'n keer kom Jesus, en hy vra vir Petrus, en hy antwoord dieselfde. 'n 3de keer vra Jesus hom bloot, het jy my lief? En dan met 'n stem van ontroering antwoord hy so in diepe erns en opregtheid, Here, U weet alles, U weet dat ek U lief het. Jesus Christus bring Petrus by hierdie punt waar hy vir elkeen van ons wil uitbring. En dis, my broer en suster, om ons harte te ontbloot voor die Here in opregtheid en eerlikheid. En as ons baie eerlik is, dan besef ons dat ons baie keer so wil wegskuil, wil wegskram van die Here, wat ons soos Adam en Eva eers wil gaan wegkruip. Maar natuurlik weet die Here alles van ons, niks is vir hom verborge nie. En daarom vra hy eintlik van ons om in gebed tot hom te kom, soos 'n Dawid wat bid daar in Psalm 139, vers 23-24. As 'n Dawid kan sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. In hierdie geleese gedeelte, dan kom Jesus elke keer as hy hom die vraag gevra het, dan kom hy met 'n opdrag. Elke keer na hierdie liefdesvraag. En eers gaan dit oor die kinders. Laat my lammers wei. Dan die opdrag vir die volwassenes, pas my skape op. En dan natuurlik
oor die welsyn van die hele gemeente. My broer en susters, so kom daardie opdrag, daardie vraag en opdrag natuurlik tot elkeen van ons vanmôre. En so kom hierdie opdrag in besonder ook aan 'n kerkraad van 'n gemeente. Dit kom aan my, die leraar, aan ons ouderlinge, ons diakens, om in ware liefde ook goeie herders oor hierdie kudde te wees. En so kom dit tot elkeen van ons in ons huise, in ons lewe. Dit is so maklik om te sê, en mense sê, maar ek het die Here lief. Maar bedoel ons dit werklik opreg? Kom dit uit ons harte? Openbaar ons hierdie liefde in ons woorde en ons dade? Hoor mense dit? Sien hulle dit? En vanmôre moet ons maar net erken en bely dat ons liefde baie keer is soos daardie liefde wat in Hosea 6 vers 4 ook beskryf word. 'n Liefde soos 'n môrewolk, 'n dou wat maar gou verdwyn. Ons liefde vir die Here en sy liefde vir ons moet ook gestalte kry in ons eie lewe, teenoor ons liefde vir ander mense. Met hierdie liefde word ook bedoel dat my huwelik moet hierdie liefde vertoon wat Jesus Christus vir sy bruidskerk het. My broer en suster, die Here Jesus het vir Petrus so lief gehad, dat hy ten spyte van sy verloning hom vergewe het. Hy het steeds vir daardie sonde aan die kruishout betaal. En so met daardie toenadering tot Petrus moes hy oortuig word dat die Here Jesus hom vergewe het. Maar die Here wat verder daardie opdrag gee, volg my. En dan nog dringender, volg jy my. En dan het Petrus sy gedagtes, ons het nou nog gepraat van, dit is so 'n herinneringsreis, sy gedagtes sekerlik weer teruggegaan toe Jesus vir hom gesê daar in Johannes 13 vers 36, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Om Jesus Christus te volg, kan 'n kruis in jou lewe bring. En na die Pinksterfees is Petrus en Johannes daar, ons weet dit as mense in die woord gaan lees, is hulle toegesluit, daar in die tronk. Hulle is regtig gebring waar hulle nie wou wees nie. Maar belangrik, Petrus sou sy meester nooit verloon nie, nooit weer nie. Gedring deur die liefde van Christus, gedring deur die krag en die leiding van die Heilige Gees, het hy volhard. Al sou dit natuurlik die lewe van Petrus kos, hy het volhard. En ongeveer 30 jaar later het hy as 'n ou man daar onder die wrede bewind van keiser Nero, het hy self ook 'n marteldood aan die kruis gesterf. Broer en suster, opnuut staan ek en jy voor Christus se baie belangrike en dringende vraag. 'n Vraag wat ek en jy nie kan ontduik nie. Hy vra dit vir elkeen van ons vanmôre. Ons wat dit dalk so maklik sê, te maklik sê. Hy vra, het jy my waarlik lief? Het jy? En as jy ja antwoord, dan sê jy ook vanmôre en elke dag van jou lewe, ja Here, ek sal eintyd met U loop. Maak nie saak wat vir my op hierdie lewenspad voor lê nie, want U beskik dit. Ja Here, ek sal U volg, tot ek my laaste asem hier op aarde uitblaas. Amen. Kom ons bid saam.
Here God, dankie dat ons die versekering het van U liefde. Ja, Here, U agape liefde. U liefde wat baie groter, onbeskryflik groter as ons liefde is. Maar dankie Here dat ons ook mekaar kan lief hê. 'n liefde soos wat U wil hê ons met mekaar lief hê, broederliefde. Here, dankie dat ons U kan lief hê uit ons hart uit, in opregtheid. En ons bid dat U deur die Gees vir ons altyd daartoe sal bring om in eerlikheid en opregtheid voor U te staan, en ons harte te ontbloot. Ja, Here, wees met ons en gee dat ons bidend U sal volg. In hierdie lewe, al vat dit ook wat van ons, dat ons getrou sal bly om U te volg. Ons vra dit, ja Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ja, baie belangrike vraag wat elkeen van ons moet vra. Dien ek God, aanbid ek hom omdat ek lief is vir hom, werklik lief is vir hom? Aanbid ek hom omdat hy God is? God soos hy hom openbaar in die Heilige Skrif. Of dien en aanbid ek God om iets terug te kry? Ek is lief vir hom of ek sê ek is lief vir hom en dan verwag ek altyd iets terug. Hy moet vir my gee. Ek dien en ek aanbid God omdat ek lief is vir hom, omdat hy God is, ware God, soos ek hom leer ken in die Skrif. Kom ons sing Gesang 276. Ons sing daar vers 2 en vers 3 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.